Kom ek sê vir jou een ding. As jy jou vrou liefhet, spaar haar hierdie soort onaangenaamheid. Ek en jy kan hierdie saak man tot man uitmaak. Jy is die derde party in hierdie vieslike affæretjie met 'n getroude vrou. En as jy nie mans genoeg is om haar in die oë te kyk, terwyl ek met jou en met haar afreken nie, as jy maar 'n miserabele soort lafaard. So, wag net daar. Ons is op pad. Kom. Gee my net 5 minute. Ek wil net gou iets anders gaan aantrek. Nee, jy sal jou nie mooi maak vir jou lover nie. Dat hy jou sien soos ek jou sien. Ek wil die common ding wat jy is. Al wat ek vir jou voel is minagting. Jy kan alleen na Dan later gaan toe gaan as jy die moed het. Ek het vir Aline hier by my. Ek weet waar my pligte lê. So maak wat jy wil. As ek vir jou sê jy gaan saam, dan gaan jy saam. En dan? Wat gaan jy dan doen? My ander hand. Kom aan. Ek sien jy het hierdie vir Jeannie saamgebring. Wat ek vir jou te sê het, kan ek vir jou alleen sê. Wag eers. Laat ek jou herinner aan 'n nag 2 jaar gelede. Jy het my daarvan beskuldig dat ek 'n abortus op Jeannie gedoen het. Onthou jy dit nog? Ek praat nie nou van 2 jaar gelede nie. Ek praat daarvan. Jy het toe ongegronde beskuldigings teen my gemaak. En jy is nou weer op die punt om dit weer te doen. Maar kom ek gee vir jou 'n stukkie goeie raad. Los jou emosies buite en praat met my soos dit 'n man betaal. Jy het vanmiddag tot 'n sottelike gevolgtrekking gekom. En jy is nou weer op die punt om 'n gek van jouself te maak, nes laas. Man, ek laat my nie deur jou dikteer wat ek moet doen nie. Sit hardes. En luister wat ek te sê het. Kyk. Ek gaan nie verskoning maak omdat ek vanmiddag by die rivier was nie. Dis 'n vry land. Maar voor vanmiddag het ek vir Jeannie laas gesien voordat sy met jou getroud is. En intussen het ek geen kontak met haar gehad nie. Ek het haar nie gebel nie, nie vir haar boodskappe gestuur nie. So sê jy nou vir my, wanneer het ek hierdie sogenaamde vieslike affæretjie met Jeannie gehad? Ontken jy dat jy verlief is op haar? Kyk man, ek het nie nodig om enigiets in jou te erken of te ontken nie. Ek is nie 'n soort beskuldigingsbank nie. Solank as wat jy in die nabyheid is, sal Jeannie nooit regtig my vrou wees nie. En dis jou skuld. Dis jy wat altyd tussen ons inkom. As iemand jou naam noem, as jy net ter sprake kom. Het iemand ooit vir jou gesê dat jy paranoïes is oor Jeannie? Miskien is alles jou skuld. Niks is my skuld nie. Ek het my kant van die saak nog altyd skoon gehou. Selfs die jaar in die steek gelaat het toe sy verwag het. Wat tussen my en Jeannie gebeur het niks met jou te doen nie. Dalk is jy reg. Kyk, Harris, ek het simpatie met jou posisie. Jy het 'n vermoede, verkeerdelik, dat ek besig is om met jou huwelik in te meng. Maar kom ek gee jou my woord van eer, man teenoor man, dat ek dit nog nooit gedoen het nie. En ook dat ek nie van plan is om dit ooit te doen nie. Stel dit jou tevrede. Onthou jy net wat jy my beloof het? Onthou jy dit net? Is daar nog iets? Ja, daar is nog iets. Jy het my nie geantwoord toe ek jou net nog gevra het of jy verlief is op haar nie. Ek sal dit onthou. Ek is nie gevlous deur jou mooi praatjies nie, dokter. Hallo juffrou Bani Visser asseblief. Seker. Bani Visser voordeur.
Sy kom. Sit maar so lank. Ja, maar ek daar sonder afspraak hier op. Ek is toch eens om as ek vir jou koffie doen. O, ek gaan jou vermoors. Bel hom nie as jy aan die koffiehuis toe kom. Nee, wat jy kan maar kry vir 'n uur net vir jouself. Kyk, dis 'n bargain. Ek neem aan jy het my nie kom haal omdat jy na jou kleinsus verlang het nie. Jy's verkeerd. Ek het nogal jou snipgesig gemis. Ek het jou ook gemis. Maar jy kom kuier mos nooit vir ons deel van die familie nie. Ek bel dan so af en toe. Ek bel jou ook. Soos as kids. Okay. 2 koffies asseblief. Jong, dis oor Hardes en Jeannie. Ja, ek het gehoor van die geweld. Presiese storie het ek nog nooit van gehoor het. Jeannie was vir dae lank misluk. Oor die dans het sy jou regtig gebel het as sy kon, om verskoning te vra, maar sy kon nie, sy was bang vir Hardes. Hy nerd. Sy sê hy's 'n psycho, maar ek sê vir jou hy's plain 'n lafhart. En wat het toe gebeur tussen julle twee? Nie veel nie. Ek het my woord gegee dat ek nie daar sal inmeng nie. Jy weet dan, ek het glad nie simpatie met jou en Jeannie nie. Toe julle die kans gehad het om mekaar te vat, toe mors julle dit op. Gaan kyk wat se dinge sit sy nou. As nou niks wat ons aan kan doen nie. Maar luister, Bani. Ek sê om saam met Jeannie te stem. Daar is iets verkeerd met Hardes. Hy's patologies jaloers op haar. Sy moet versigtig wees. Ek wil hê jy moet haar waarsku. Net doen iets onverantwoordeliks. Soos wat? Ek weet niks nie sielkundige nie. Hulle ken 'n afwyking as ek eens sien. Soos jy haar sê. Natuurlik. Weet jou ma en pa van haar probleme? Ek weet nie presies hoeveel hulle weet nie, maar hulle weet definitief. Jy weet dan, ek het nog nooit in my lewe iemand gesien wat so oop oë na gemors loop nie. Maar ek wil net een ding sê. Al trou ek nooit in my lewe nie. So wil ek nie leef nie. Maar Stoffies is gelukkig 'n grand ou. Ek hoor so ja. Jy moet opbring dat ek hom kan keer. Jy sal mal wees oor hom. Oor ek moet waai. Ek wil my juis gaan mooi maak vir hom. Dankie vir die koffie. Dis plesier. Dan is jy nog lief vir Jeannie. Jy praat van 'n getroude vrou. Moenie my vraag ontwyk nie. Is jy nog lief vir haar? Wat help dit ons praat oor Bani? Net soos ek gedink het. Toe ek met Jeannie daaroor praat, stuur sy die gesprek in 'n ander rigting. Weet jy hoekom? Sy was bang sy huil. En ek hoor jy te ding almal misluk aan Mary en meisiekans. Kom loop. Dan moenie nie selfe gemors beland as Jeannie nie. Dis al wat ek vir jou wil sê. Op jou. En jou. Hoekom het ek jou nie 3 jaar gelede ontmoet nie? Dinge werk nie altyd uit soos dit moet nie, Hardes. Naomi, ek wil iets vir jou sê. Partykeer, sommer net onverwags. Dan dink ek aan jou. Dit is so maklik om te onthou hoe jy lyk. Hoe jy lag. Jy moet nie so praat nie, Hardes. Ek kan nie help nie. Dit is soos ek voel. En jy weet hoe voel ek oor my huwelik. Ek kan nie help om partykeer te wonder hoekom dinge vir my en vir jou so verkeerd geloop het. Ek wens jy was my vrou nou, Naomi. Ek het 'n skuldgevoel nou oor. Dis die waarheid. Ek wens jy was my vrou.
Hi meisiekind. Hi man, Smits. Ek dink ek sien jou is 8 uur. Ag, ek verlang toe kom verras ek jou. Ek's 'n grand girl. En jy's 'n grand ou. Ek het 'n nuwe triek geleer. Check. Dis gevaarlik. Ek het daar nie een ook. Watch. Nee man, los dit. Watch. Kom maar af, en is genoeg vir een aand. Shant jy my rond? Nee, sorry man. Kom net af, was genoeg. Okay, nog net een keer. Watch. Stoffies, asseblief, is genoeg vir een aand. Kom af daar. Stoffies! 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 Stoffies, het jy seer gekry? Moenie roer nie. Ek gaan 'n dokter roep. Stoffies! Help my iemand! Help my asseblief! Help! Help! Help my! Ek moet bel, ek moet 'n dokter kry. Help my asseblief! Laat iemand seer gekry in die gymsaal. Ek moet bel. Dokter laat gaan. Dan! Dis Stoffies uit seer gekry van die trampolien afgeval hier by die gymsaal. Ek dink hy's besig om dood te gaan. Hy het sy nek seer gemaak. Okay, Bani, luister nou baie mooi. Moet hom nie verroer nie. Moet hom glad nie probeer skuif nie. Ek gaan gou 'n ambulans bel en dan kom ek onmiddellik soontoe. Gaan na hom toe. Dan praat met hom tot hy kom. En hou hom warm, gooi kombers of enigiets oor hom. Dankie. Bring 'n trauma-boks aan. Ek is saam met die ambulans. Vat my kar en kry my by die hospitaal. Nee, ek bly by hom. Doen wat ek vir jou sê. Dan wat verkeer. Lyk vir my na 'n wervelslag. Ernstig is dit. Ek weet ons eers moet ekstra hulle neem. Dit kan 'n fraktuur van die skedelbasis wees, nou is dit baie ernstig. 'n Kompressiefraktuur is ons nog moet sien. Versigtig. Jy het iets gehoor. Nee, hy is nog by Ekstrale. Daar is 'n klomp spesialiste by hom. Daar is ook al byna 'n uur. Wat sê hy? Hy kon nie veel van 'n diagnose maak nie. Stoffies het sy gevoel in sy hande en voete verloor. Sy nou is verlam, ma. Jenny, ek so bly jy's hier. Ma het my kom oplaai. Dit was op hulle pad. Wie is by Rolien? Hardes? Nee, ouma's by haar. Weet Stoffie se ma en pa van die ding? Nee, pa kon hulle nêrens in die hande kry nie. Hulle is eergister oor see vir 'n maand. Nou maar ek sal môre kyk wat ek kan doen. Dis miskien beter so. Ons moet hulle miskien nie onnodig ontstel nie. Ek het vir Stoffies gewaarsku, maar hy wou nie luister nie. Het sal nie help om nou te verwyd nie. Wat gebeur het gebeur.
familie daar. Ja, kom ons oor aan. Dis Dr. Krammetjie ortopeed, dis advokaat mevrou Visser, dogters Jean. Aangename kennis, mevrou. Ons het ekstra hulle van meneer Rademeier se nek geneem. Daar is 'n fraktuur aan die nekwervel. Hy het die wervel gebreek met die val. Die wervel het ook uit posisie geskuif en daar is kneusings aan die onderliggende spiere en die rugmarg. Dit veroorsaak dat daar 'n verlies aan sensasie in die res van die liggaam is. Met ander woorde, meneer Rademeier is vir die oomblik althans verlam. Maar hy kan bly wees dat hy hom so vinnig by 'n hospitaal gekry het. En dokter Lategan het gesorg dat daar nie verdere ontwrigting van die nek plaasvind nie. Dit het heel waarskynlik sy lewe gered. Maar gaan hy regkom? Dis baie moeilik om op hierdie stadium te sê. Ons sal heel waarskynlik 'n beenoorplanting moet doen en dan die nek reduseer. Dit beteken dat ons die wervel moet terugskuif na die oorspronklike posisie. Ons sal dit doen deur traksie, miskien 'n halter aan die nek. Maar ons sal eers op die finale behandeling besluit sodra die swelsel gesak het. Dan sal ons kan sê wat aan die gang is. En die verlamming, dokter. Maar soos ek gesê het, dis baie moeilik om op hierdie stadium 'n voorspelling te maak. Ons weet nie op hierdie stadium wat die omvang van die skade aan die rugmarg is nie. Dis altyd moeilik om te sê by spinale beserings. En wat gaan nou gebeur, dokter? Hy gaan na die teater toe, en daar plaas ons hom in traksie. Dan kan ek hom sien asseblief. Wel, Liewer nie, ons gaan nou vir 'n uur of 2 aan hom werk. Hy gaan onder verdowing wees en hy sal nie eers weet jy is by hom nie. Jy kan hom môre besoek. nou ja, dis die storie. Ek dink jy moet liewer gaan slaap. Dis vir oor middag. En nou ja, verskoon ons. Dag, jy slaap al. Nee, Jy hoef nie vir my te wag nie, jy weet. nee, ek het nie vir jou gewag nie. Ek het al geleer dat ek nie juist veel nut nie. Waar was jy? Watter skielike belangstelling het jy in my bewegings? Ek het nie belangstelling nie. Dis nie dat ek wens jy was partykeer by die huis as ek jou nodig het. Jy het altyd jou mond vol oor verantwoordelikhede, maar jy is die laaste mens op aarde om dit uit te voer. Maar wat het nou in jou ingevaar? Niks het in my ingevaar nie. Stoffie was vandag in 'n ongeluk. En toe ek saam met pa en ma wou hospitaal toe gaan, dis jy soos gewoonlik nie hier nie. Wat maak jy in die aande? Ek was by 'n kunsuitstalling. Jy en wie? Ek en 'n kollega. Is daar nog iets wat jy wil weet? Jy het vandag nie eens huis toe gekom na skool nie. So van 2 uur vanmiddag tot 1 uur in die nag was jy en 'n kollega by 'n kunsuitstalling. Wat 'n soort kollega is dit? 'n Man of 'n vrou? Ek haat jou as jy so is. Ja, Hardes. Ek haat myself ook as ek so is. Ek haat dit om die hele fasade van 'n huwelik voor te hou. Ek moet aand na aand stories opdis, vermale lieg oor waar jy is en wat jy doen. Hulle is nie dom nie. Hulle weet daar's iets verkeerd. Wat met keerstoffies? Hy het sy nekwervel gebreek op die trampolien. Hy sal dalk die res van sy lewe verlam wees. Baie is ontsettend bekommerd oor hom. Sy is lief vir hom, jy weet. Nou vir wat moes jy hospitaal toe slenter? Oor ek iets vir my sussie en my familie voel daaroor. En waar was Rolien? Rolien was hier. Ek moes met ouma reël om na haar te kyk. Hardes, ons kan nie meer so aangaan nie. Wat het jy aan die gang wat belangriker is as jou eie huis? Op om jou soos 'n viswyf te gedra. Jy het net so groot aandeel in hierdie mislukte huwelik as ek. Nou goed, Hardes, ek erken dit. Maar jy is altyd so erg oor Rolien. Maar jy is nooit by die huis nie. Die kind ken jou nie eers nie. Ja, en hoekom nie? Omdat haar ma teen haar pa opsteek. Dis 'n veragtelike leuen. Hoe is dit nie? En watter soort voorbeeld is jy miskien vir haar? Toe, sê my. Jy wat verlief is op 'n ander man. Wat se ma is jy vir jou kind? Hardes, asseblief, asseblief. Kom ons staak hierdie argument asseblief. Hoekom? Omdat jy my nie kan antwoord nie, nee. Omdat jy weet dat ek reg is. Ek probeer, Hardes. Ek probeer regtig. Ek doen alles wat jy vir my vra. Ek het selfs teruggetrek na ons kamer toe.
Beteken dit vir jou niks nie? Ek het jou liggaam, maar jou hart, dis staan later gaan sin. En jy dink ek weet dit nie? Ek wil nie jou liggaam hê nie. Ek wil jou hart hê. Jou hart. Toe, is dit nie die waarheid nie? Kyk my in die oë en sê ek lieg. Toe, sê ek lieg. Wees eerlik, Jenny. Wanneer laas het jy hom gesien? Wanneer laas? Vanaand. Vanaand. En waar het jy hom gesien? Hardes is nie wat jy dink nie. Dit was by die hospitaal. Bonnie het hom laat kom om na stoffies te kyk toe hy geval het. Dis nie wat jy dink nie. Jy is my nie werd nie, man. Jy kom kamstig uit hierdie goue skatryk gesin, die vissers. Maar jou hart is leeg. Dol leeg. Verskoon my. Ek dink nie ek het nog iets om vir jou te sê nie. En doe my asseblief 'n guns. Ga slaap in jou eie kamer. Ek is nie groot gemaak om by slette te slaap nie. Nag. Hardes. Ek het baie dinge van jou verwag, maar nie dit nie. Ek het gedink jy's 'n Christen. Ek het gedink 'n mens kan met jou redeneer en verskil soos 'n Christen mens betaam. Maar nou voer jy hierdie huweliksargument op 'n walglike en barbaarse vlak. Die afgelope 2 jaar het ek my respek vir jou probeer behou, maar nou maak jy dit vir my onmoontlik. Al wat ek vir jou voel, is afskuw en weerstand. Dis wederzijds. Moenie weghardloop nie. Ons gaan hierdie ding vanaand tussen ons twee uitmaak. Ons gaan nou praat. Al praat ons tot die son opkom. Er is niks om oor te praat nie. Al wat nou van belang is een ding. En dit is jou gevoel vir die dokter. So, al wat ek van jou wil weet, net ja of nee, is of jy lief is vir hom. Ek wil weet of jy met jou hand op die Bybel kan sweer dat jy nie lief is vir hom nie. Ek het nie nodig. Ek het gesê net ja of nee. Die lewe bestaan nie net uit ja of nee nie. Jy het hom nog altyd lief gehad, man. Jy het met my getrou terwyl jy geweet het dat jy hom lief het. Jy het my vir 2 jaar lank bedrieg. Hoekom erken jy dit nie? Toe, hoekom erken jy dit nie? Erken dit! Nou ja, goed, ek erken dit. Ek is lief vir hom. So van. Jy sal hom nooit kry nie. Nie so lank as wat ek leef nie. Hi. Hey, waar was jy? Ek het jou laat klas gesien. Ja, ek was 'n bietjie uit op die pad. Luister, waar is Julius? Weg. Hoe bedoel jy weg? Weg, bedank. 24 uur kennis gegee, gewaai. Gewaai, waai. Ek weet nie, ek het niks gesê nie. Ag nee, luister, jy speel met my. Hoekom sê jy soms so gewaai het? Ek weet nie, Dion, ek is nie die baas se sekretaresse. Hoekom vra jy nie vir meneer Minnar self nie? Luister. Wanneer het dit alles gebeur? Ag, omtrent 'n week gelede al ek tog nie weer daarvan. Is jy ernstig of speel jy met my? Ek is dood ernstig. Vra vir die reps as jy my nie glo nie. Hy het sy paemente al vir die afgelope 6 maande nie betaal nie. Die bougenootskap het die huis teruggevat. Ons weet ook nie waar hy is nie, want ons probeer hom dagvaar. As jy my vra, is hy in groot finansiële moeilikheid. Jy is seker al die 10de persoon wat hier na hom kom soek. Luister, ek wil jou guns vra. As hulle weer van hom hoor, laat my weet. Ek dink nie ons gaan ooit weer van hom hoor nie. As ek jy is, dan gaan ek na die polisie toe. Dis Skols, goeiedag. Sit meneer Visser. Dankie. Daar is 10 checks in die rekening inbetaal, meneer Visser. R100,000. Die volledige bedrag is egter verlede week getrek. Dit was hierdie kontant check. Dit is deur u en meneer Piekover geteken. Dit is die handtekening, is dit nie? Is die geld in kontant getrek? Ja. Ek weet van die transaksie want die rekenmeester het die check na my toe gebring. Dit is baie uitsonderlik dat so 'n groot bedrag in kontant aangevra word. Veral die volle balans van die rekening. Maar daar was niks wat ons daaraan kon doen nie. Die dokter se checks is in die rekening inbetaal. Dit is deur hulle onderskeie banke gehonoreer. Die 2 handtekeninge is in orde. Dis het ons maar uitbetaal. Wat is die probleem, meneer Visser? Nee, dis net ek het hom nog nie weer gesien nie.
Actually sou ek self te my